shines on every face. Lord, bring back those happy days. Lord, bring back those happy days when the Holy Ghost on every place and the love of God shines on every face. Lord, bring back those happy days. Hallelujah, Lord, bring back those happy days when the Holy Ghost fell on every place and the love of God shines on every face. Lord, bring back those happy days. Hallelujah. Yes, hallelujah, hallelujah. Dank u, Here Jezus, ons prys die naam. Halleluja, prys die naam van die Here. Halleluja, halleluja, halleluja. Oh, Rabboni, halleluja, Rabboni. Oh, halleluja. Oh, halleluja, laat het waai. Oh, Here, laat het waai oor ons. Ja, laat die Gees van God loop waai oor ons. Halleluja, laat het waai oor ons. Ja, laat het waai oor ons. Ja, laat het waai oor ons. Laat het waai oor ons. Laat het waai oor ons. Halleluja, laat die Gees van God loop waai oor ons. Laat het waai oor ons. Laat het waai oor ons. Ja, laat die Gees van loop waai oor ons. Halleluja. Ja, laat het waai oor ons. Ja, laat het waai oor ons. Halleluja, laat die Gees van God loop waai oor ons. Halleluja, laat het waai. Oh, laat het waai, halleluja. Ja, laat het waai oor ons. Oh, laat die Gees van God loop waai oor ons. Oh, laat het waai oor ons. Oh, Rabashanda, Rabatana, laat het waai. Laat het waai oor ons, halleluja. Oh, laat die Gees van God loop waai oor ons. Halleluja, 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 prys die Here. Dank u, Here Jezus, ons prys u. Onze Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dankie dat u die Heilige Gees aan die Seun gegee het. Dankie, Here Jezus, dat u die doper met die Heilige Gees is. Dankie vir Pinksterdag, toe die Heilige Gees soos 'n rukwind in die plek ingekom het. Dankie, Here,
dat U het oor die disippels geblaas en gesê, ontvang die Heilige Gees. Halleluja. Dis wind, dis vuur, dis krag, dis heerlikheid. Halleluja. En alles opgesluit in die Heilige Gees wat U vir ons gegee het. Baie, baie dankie dat ons gedoop kan word met die Heilige Gees, nadat ons gered is deur die bloed, gedoop is in water. Die Here, dat die Heilige Gees ook ons deel is en ons prys die Here daarvoor. En Here, ons wil bid, laat ons die Heilige Gees nie aan bande lê in ons lewens nie. Here, want vir baie mense, die Heilige Gees wat hulle ontvang het, Here, het in 'n tronk beland in baie kinders van die Here se lewe. Want die Heilige Gees word nie toegelaat om iets te doen. En ons bid in hierdie aand, Here, laat U werk herlewe. Soos U gesê het, die Gees van die Here is op my, omdat Hy my gesalf om die gevangenes vry te maak. Halleluja. Baie, baie dankie dat die Heilige Gees bewerk het, want die woord sê, waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Gee genade, laat ons altyd sal sorg dat die Heilige Gees daar by ons is, deur ons, in ons, oral om ons sal wees, sodat daar altyd vryheid kan wees vir die Heilige Gees, om te werk deur ons, soos wat Hy dit graag wil doen. Groot genade vra ons daarvoor in Jesus naam, en ons dankie dat ons in hierdie aand weer na die woord van die Here kan luister, en Here, laat ons reg sal verstaan die geestelike dinge. Ons wat die Heilige Gees het, laat ons die dinge van die Gees reg sal verstaan. Halleluja, sodat U verheerlik kan word en dat die Heilige Gees kan beweeg soos wat Hy graag wil beweeg. Baie, baie dankie, Here, dat U ook elke oor sal seën, en laat elke oor sal hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Dankie vir die kosbare bloed, elke oor stryd, sodat hulle dit wat reg is, die waarheid bly, en die woord wat vir ewig bly, Here, dat dit ingang sal vind en U verheerlik word. Seën ons dan in hierdie aand so saam. Here, laat die Heilige Gees die belangrikste persoon in ons lewens sal wees. In hierdie tyd waar U die Heilige Gees uitgestort het. Dankie vir 2000 jaar en baie kinders van God hierdie heerlikheid gesmaak en belewe. En die Heilige Gees van God toegelaat om te werk soos wat Hy graag wil. Dankie dat ons nog die seën daarvan dra in hierdie tye waarin ons lewe. Gee aan ons groot genade, Here, dat ons in die Gees sal bly, deur die Gees sal werk en sal lewe. Baie dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar om in hierdie aand so saam te wees, en ons groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ek is Pastor Flippie Gerber en my telefoonnommer is 082-874-1705. Halleluja. Ek is die Here so dankbaar. Ons het laas Sondag gepraat oor die heiligheid, wat hy ook in Sagaria praat oor die heiliges. Maar hy sê in 1 Tessalonisense 3 vers 13, sodat hy julle harte kan versterk om onberispelik te wees in heiligheid voor ons God en Vader by die wederkoms van ons Here Jesus Christus met al sy heiliges. Halleluja. En dan sê hy natuurlik in Efesiërs 4 vers 24, en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. En dan sê hy ook in Hebreërs 12 vers 10, en hierdie is vir my belangrik, want hulle het ons wel vir 'n kort tydjie na hulle beswil
beswete getuigtig. Dit ben ons ouers het ons getuigtig toe ons kinders wat tot ons bes wil. Maar hy tot ons bes wil sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Halleluja. En ek glo dat dit is een van die belangrikste dinge, dat ons die heiligheid van God deelagtig moet word. En ons moet net pas op dat ons nie anders te werk nie, sodat ons nie deur die Here getuigtig word nie, want die Here sê, die wat hy lief het, tuigtig en bestraf het. Halleluja. So kom laat ons strewe na hierdie heiligheid van die Here. Ek wil oor iets praat, oor die Heilige Gees in hierdie aand, en daarom wil ek Romeine 8, die eerste vers lees. En let op wat die woord sê. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. En ongelukkig moet ek dit sê. Daar is weinig predikers vandag wat wandel na die Gees. Daar's een ding wat belangrik is. En dit is dat die woord sê, die Heilige Gees het soos 'n duif op die Here Jesus neergedaal. En hier is iets belangrik. Jou optrede, dit wat, jy is gedoop met die Heilige Gees met vuurkrag en eerlikheid. Jou optrede en dit wat jy soms sê, kan hierdie duif skrik maak. Ek weet nie of u dit al ondervind het nie. Jy's binne in die heerlikheid van die Here, saam met 'n klomp mense. Jy voel die Gees en die volgende oomblik is asof alles net verdwyn. Wie wat het geweet? Iemand het weerstand gebied teen die Heilige Gees. Of die Heilige Gees bedroef. Halleluja. En hierdie duif gee pad. As jy hom skrik maak, gee pad. En dis wat so baie gebeur het, en ek het dit in my lewe gesien, waar die Gees van die Here in die gemeentes gewerk het, bro, daar staan die prediker op, of die orgelis begin 'n koortjie sing, wat uit koers uit is, en alles is daarmee heen. En dit gebeur nog steeds vandag, maar dit gebeur baie min, want die Heilige Gees is nie meer in baie gemeentes nie. In baie gemeentes is hy nie meer daar nie. Hulle het ons skrik gemaak, want die pastore sê, hier word nie toegelaat om tale te praat nie, of te profeteer iets van die aard nie, en die gawes bedien nie, julle kan dit daar agter in die kombuis gaan doen. Halleluja, maar nou het hulle die kombuiste waar die mense nog gaan bid het en die Heilige Gees ontvang het, nou het hulle daai kombuiste in 'n eetplek verander, so nou kan mense nie eens daar gaan nie. Deur kos dryf hulle die Heilige Gees nog verder. Maar, daar gelaat. Nou sê Paulus iets baie mooi. Hy sê, die 4de vers, sodat die reg van die wet vervul kan word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Nou, hier is 'n interessante ding. Ek het op my Facebook het ek ontvang wat 'n prediker gesê het. Hy het dit so gestel. Die Heilige Gees is nie 'n koortjie nie. Hy is 'n persoon. Ons weet hy is 'n hemelse wese. Maar 'n persoon. Halleluja. Die Heilige Gees is nie 'n koortjie nie, maar hy is 'n persoon. Ek wil net weet, wie het jou geïnspireer om dit te sê? Want vir in die 60 jaar wat ek die Here dien, het so iets nog nooit by my gekom nie. Weet jy waarom? Want ek het nie na die vlees gewandel nie.
maar na die Gees. Ek sou nie eers gewaag het om so 'n stelling te maak en op my Facebook-blad te sit. Die Heilige Gees is nie 'n koortjie nie. Ek meen, waaraan dink hierdie persoon? Maar ek weet waaraan hy dink. Hy's vleeslik. En hy wandel na die vlees. En hy bedink die dinge van die vlees. As van Paulus verder, hy sê, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want die wat die vlees bedink, is die dood. Luister nou baie mooi. Die Heilige Gees is nie 'n koortjie nie. Wie wat bedink hierdie prediker? Hy bedink die dood. Maar hy wat die Gees bedink, is lewe en vrede. Omdat die wat die vlees bedink, vyandskap teen God is. Die Heilige Gees is nie 'n koortjie nie, dis vyandskap teen Pinkster. Net verder gaan. Hy sê, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Dit wat hy hier gesê het, kan God nie behaag nie. Om so iets te sê, die Heilige Gees is nie 'n koortjie nie. Dit kan God nie behaag nie. Ek wil net verder gaan. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Halleluja. Nou sê Paulus dit so baie mooi. En dit is, en as die Gees, ons ken daar die koortjie, as die Gees van hom wat Jesus, hy sê, daarom dan broeders, is ons nie skuldenaars, nie aan die vlees om na die vlees te wandel. Want as julle na die vlees wandel, sal julle sterwe. Maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die Gees gelei word, die is kinders van God. Nou, hierdie is vir my so wonderlik. Ek het, hierdie ding het by my gebly. En ek het geweet, ek moet een of ander tyd antwoord. En ek is die Here so dankbaar, dat die Here op die regte tyd vir my die antwoord gee, sodat ek dit kan bring. En ek wil lees, hy sê, die Heilige Gees is nie 'n koortjie nie. Kom ons kyk 'n bietjie, wat is koortjies en liedere. Psalm 150, kom ons kyk. Halleluja, loof God in sy heiligdom. Loof hom in sy sterk uitspansel. Loof hom oor sy magtige dade. Loof hom na die volheid van sy grootheid. Loof hom met bassyngeklank. Loof hom met harpensiek. Loof hom met tamboerijn en koorddans. Loof hom met snarespel en fluit. Loof hom met helder simbale. Loof hom met klinkende simbale. Laat alles wat asem met die Here loof. Halleluja. Kom maar sê ek nou vir iets. As iemand koorddans, dis nie die Heilige Gees nie. As iemand juig, as hy 'n harp speel of 'n siter speel en dit loof God, dis nie die Heilige Gees. Kom ons sê dit. Wanneer iemand deur die Gees, halleluja, voor 'n instrument gaan sit en hy begin om speel, dan begin die Here werk. Halleluja. Die Heilige Gees is nie die koortjie, maar die Heilige Gees werk in en deur die koortjie. Hy gebruik dit om wat te doen. Ek kan, kom maar sê nou vir, wat gebruik die Heilige Gees? En jy kan vir my sê net wat jy wil, want dit is deur die tye bewys. Halleluja. Ek het in baie sulke dienste gesit.
as ek het wanneer die jong mense sing songs gehad het, het ek dit beleef, en hoor wat die woord van die Here sê. Efesiërs 4 vers 4. Nee, die 3de vers. En ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van vrede. Nou, hier is die eenheid van die gees. Kom maar sê ek nou vir u. Liedere en koortjies is die twee geseënde dinge wat vinnig die eenheid van die gees kan bewerk. Wat nie vir my sê, die koortjie is nie die Heilige Gees nie. Koortjies wat mense gesing het, en dan die Gees van God begin werk, siekes het gesond geword, sondaars is gered, mense is gedoop met die Heilige Gees, en die Here het wonders en tekens gedoen, deur een koortjie. Maar as jy in die vlees is, dan bedink jy sulke snert. Ek wil nou vandag vir jou sê, ek wil vir jou sê, dat die woord, die Gees is nie in die woord van God, volgens jou. Ja, maar die woord beskryf hom, 'n koortjie beskryf die Heilige Gees ook. Maar, die Bybel sê die letter maak dood. En omdat jy na die vlees wandel, sê jy sulke goed oor 'n koortjie, so jy bring die woord ook in, want vandag word die woord in die vlees bedien, en daar is geen eenheid van die Gees in die gemeente nie. Die Gees kan nie werk nie, die Here is nie daar nie, almal sê net, dat 'n geseënde diens vanmôre gehad. Wat het daar gebeur? Absoluut niks. Want hulle bedink alles in die vlees. En die Bybel sê, die vleeslike mens verstaan die dinge van die Gees nie, maar die geestelike mens verstaan alles. Die geestelike mens kan die geestelike met die geestelike vergelyk. Die vleeslike mens kan dit glad nie doen nie. Ek het dit in my lewe gesien. Ek het dit op jeugkampe gesien. Ek het dit self ondervind. Ek het dit self belewe. Gedou jy nou stap ons daar by 'n jeugkamp in. En die jong mense is so, hulle kwam sê losbandig, dit gesels en dit lag en dit gaan 'n keer, so stap hulle in die saal in, want hulle gaan nou 'n diens hou, dis die Saterdag aand gewees, hier so 6:00 se kant, stap hulle in die saal en hulle staan daar en hulle sing en daar gebeur niks, en hulle sing en daar gebeur niks. En toe hulle ophou sing, toe sê ek uit die bank uit, kom ons sing net daardie koortjie, daar is krag, wonderbare krag, dierbare bloed van die lam. Ons het dan begin sing. Dis wat 'n koortjie beteken. Ons het daai koortjie begin sing. En dit het daai hele klomp jong mense in 'n eenheid gebring. En 'n koortjie wat deur die Heilige Gees ingegee word, maak die vergadering 'n eenheid. Want toe hulle begin sing, daar is krag. Die tweede maal toe hulle dit sing, krag en oorwinning en genees. Toe begin daai jong mense hulle hande so opsteek na die hemel. En jy sien, trane begin oor hulle loop. Dit wat die preek nie kon regkry nie, dit wat die itemme nie kon regkry nie, dit wat die gebed nie kon regkry nie, 'n koortjie kry dit reg. Waarom? Want die koortjie bring almal in 'n eenheid oor, daar is krag in die bloed. Daar is oorwinning en daar is genesing. En dis wat almal nodig het.
En die derde maal, toe ons daai koortjie sing, en ek staan met my hande in die lug, toe sê die Here vir my, die Gees van die Here vir my, draai om en kyk agtertoe. In hierdie saal was daar so 'n wenteltrap, net as jy by die deur inkom, wat jy opgaan na 'n galerie. Ek sal dit in my lewe nooit vergeet. En ek draai om, ek maak nie my oë toe nie. Ag, oop nie. Ek draai om. En ek sien die volgende oomblik, met my toe oë, dat die Here Jesus kom met hierdie wenteltrap af. Oh, halleluja. En toe hy sy voet op die grond sit, toe bars die Gees van die Here los daar in my. Oh, halleluja. Jy hoor, so, en ek draai terug, en die jong mense wat langs my gestaan het, soos in die ry af, die eerste een aan my vat, toe slaan hy neer, en hy, die volgende een, en so in die ry af, en soos wat hulle aan mekaar raak, soos die heerlikheid van die Here, oor daardie plek kom, die krag van die Heilige Gees. En hoor, hoe jong mense uitroep, Here, wees my genadig, red my, ek is verlore. Niemand is daar om te sê, julle moet bekeer nie, niks, niemand niks nie, maar as gevolg van hierdie koortjie, daar is krag, wonderbare krag, halleluja. 'n broer, roep hulle uit en hulle skreeu, wees ons genadig, hulle hardloop voort. Ek sal dit nooit vergeet. Die volgende oomblik hoor ons 'n jong dame skree. Sy was seker so 16 jaar oud. Bo alles uitskree sy, ek kan sien. Ek kan sien. Ek kan sien. Toe het daar die kind 12% sig van haar oë. En sy dra 'n bril, 'n dik bril, net om beter te kan sien. Sy getuig agterna en sy sê, toe kyk ek teen hierdie lense vas in my oë en ek pluk die bril af. En toe ek die bril afpluk, toe sien ek alles. Sy sê, dis waarom ek geskreeu het, ek kan sien wat hierdie ou koortjie het ons gesing, daar is krag, daar is oorwinning, daar is genesing. Hulle wat redding nodig gehad het, het die bloed vasgegryp wat ons oor gesing het. Hulle wat oorwinning nodig gehad het, het die oorwinningsgedeel daarvan vas. En hulle wat genesing nodig gehad het, het die genesingsdeel daarvan vasgegryp. En die Here red, en die Here gee oorwinning, en die Here maak gesond. Nou wil jy van my sê, die Heilige Gees is nie 'n koortjie nie. Die Here weet, jy het geen ondervinding van die Here. Jy het geen ondervinding van die Heilige Gees nie. Jy weet nie wat dit is nie. Ek en my vrou weet wat dit is, my plek in te stap. Hier in die Kaap. Waar die oom op die bed lê. Hy kan gerien in sy bene. Van sy voete tot by sy knieë. Is hulle pikswart. En ons het daar aangekom en die kinders, ons hoor met die kinders, ja, hy het sy testament uitgegee, en toe hy dit klaar uitgegee, toe sak hy net agteroor. En hy, so ver het al aangaan, was hy dood gewees. En ek sal nooit geweet, daar was 'n tannie gewees. Sy was 'n suster gewees. En toe ons by die deur aankom, toe sê sy vir ons, hy slaap. Hy slaap, dis verby met hom. En my vrou stap om die bed, ons stap toe om die bed, daar die huis is vol, daar's nie plek. Stap om die bed na hierso na die kom ons sê na die regterkant toe. En sy kyk na hom en sy wys vir my, en die dood
Ek het dit in my lewe nog nooit so gevoel nie. Die dood hang in daardie plek. En ek sê, oh my God, as U nie 'n wonder vanaand doen nie, sal ons hierdie man begrawe. En ek vat my trek na 4. En ons begin sing. Daar is krag. Wonderbare krag. En soos wat ons hierdie koortjie sing, lig daardie doodsheid en daardie in die volgende oomblik. Toe's daar vrede. En daardie mense, dit hy, dit bid, dit roep, aan julle huis deur. En ek stap na hom toe, en ek lê my hande op hom, en ek bid vir hom. Toe ek sê amen, toe gaan sit hy reg op die. Weet jy hoe wonderlik is die Here? Oh, halleluja. Deur wat? Het ek vir hulle gepreek? Nee, ons het 'n koortjie gesing. Want 'n koortjie bring die eenheid van die Gees, die eenheid van mense. Want as jy sing daar is krag, dan weet almal daar is krag, want almal wat daar staan, en hulle begin saam sing, want dit wat hulle sing, glo, dit bring die eenheid van die Gees, want die Gees maak lewe. Halleluja. En hier daai nag, ons kon nie huis toe gaan, want dit was so heerlikheid geweest. Eer nie daai nag, toe bak hulle vir ons roompoffertjies, toe eet ons koek en tee, en hy eet dit saam, wat hy nie mag eet. Die volgende dag, toe is sy bene spierwit, en daar sit net op die een been 'n swart kolletjie as getuie. Dis die God wat ons aanbid. Moenie op koortjies en liederenleers sien nie. Leer om deur koortjies en liedere die eenheid van die Gees in jou gemeente bring. Sing. Een van die mooiste koortjies op hierdie aarde is: Jesus is die soetste naam vir my. En as jy jou gemeente, my broer, in 'n eenheid kan kry dat Jesus vir hulle elkeen die soetste naam is, sal die lewende God van hemel en aarde in julle midde wandel. Ek weet, ons het ondervinding daarvan. Maar die mense kan dit nie meer sing nie. Want die prediker wil nie sê. Ek wil vanaand vir die prediker sê wat hierdie woorde geskryf het. Gaan bekeer jou tot die Here. Raak ontslaaf van jou vleeslikheid. En vra die Here om jou te help, dat jy God in gees en in waarheid kan aanbid. Moenie aan goed raak wat heilig is nie. Moenie dink jy slimmer as die Heilige Gees, of as die woord van God, of as God self. Ek dank die Here dat die koortjie deur die Heilige Gees gebruik word om eenheid van gees te bring. Oh, halleluja. Ek kan baie koortjies vanaand opnoem en voorbeelde waar ons hierdie koortjies gesing het. Plekke waar jy instap en sê, oh Here, hierdie klomp mense is almal vleeslik, hulle weet nie eens wat van die ABC van die Pinkster nie. Ons het dienste gehou, dan begin ons op plekke, dan ken die mense nie eens 'n koortjie of 'n lied nie, dan begin ons met Stille Nag. Maar weet jy wat? Stille Nag. Die mense weet wat Stille Nag is. En die Here, die Gees van God, bring hierdie mense by mekaar deur hierdie ou lied,
Stille nag, heilige nag. En die Here begin red, en die Here begin vrymaak, en die Here doen wonders. Luister baie mooi. Die koortjies en die liedere is nie verhewe bo die dood nie, hoor nie. Glad nie. Maar as jy na die Gees wandel, sal jy die dinge van die Gees verstaan. Kom, laat ons van al hierdie vleeslike denke oor Pinkster en oor koortjies en liedere, laat ons daarvan ontslaa raak. Daar is baie instrumente wat vandag gespeel word, verskillendes. Maar 'n broer, dis so 'n geraas, en daar is niks van die Gees van die Here nie. Dit was nie so. Ons het gesien met tamboerijn, waar daar geen ander instrument is, hoe daar die Gees van die Here wanneer ons 'n koortjie sing, hoe daar die Gees van die Here deurbreek, en die eenheid gebring het hierdie mense, en die Here kom werk, soos wat hy graag wil werk. Hou op, as jy niks van Pinkster weet nie, hou jou mond. As jy geen ondervinding gehad het, sover koortjies en liedere en die Heilige Gees aangaan nie, hou jou mond. Moenie wederstrewig raak teen die Heilige Gees. Moet hom nie bedroef. Daar's mense wat gedoop wil word met die Heilige Gees. En dan kom 'n persoon met hierdie nonsens. Halleluja. Vir keer in my lewe gesien, dan sing ons daardie koortjie, o Gees van geloof en krag, kom nou terwyl ons wag. Reinig elke biddend hart van ons met u krag vandag. En hoe het die Here dit nie gedoen nie? Halleluja, prys die Here. Vader, ons wil dankie sê. En ons weet, ons sal eendag saam met hemelkoor sing. Maar Here, laat ons nou al leer hoe om in die Gees te sing. Deur die Gees. Sodat u dit kan doen wat nodig is vir elke een wat daar is. Dit vir hulle wat daar reeds gedoop is, die Heilige Gees. Here, hulle wat dit ondervind het in hulle lewe, wanneer 'n lied en 'n koortjie gesing. Here, laat hulle dit sal terugbring in hulle lewe. En in die Gees kom en in die Gees wandel. Hulle wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees, die Here, laat hulle ondervind. Ek het my bekeer en met water laat doop en die doop in my met die Heilige Gees. O Here, wat 'n heerlike koortjie. Halleluja. Baie dankie dat u woord ons leer. Laat ons nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. En laat ons nie die vleeslike bedink nie, maar die geestelike. En Here, laat ons wat geestelik is, die geestelike dinge reg sal verstaan. Want die vleeslike kan dit nie verstaan. Baie dankie vir die Heilige Gees. En ons bid vir elkeen in die naam van Jesus. Halleluja. O Here, dit is so wonderlik. Ons kan hier saam sing. En mense wat sit en luister na dit, wanneer ons sing. Here, dit, die eenheid van die Gees word gebou. En hoeveel getuienisse het ons al gehad, waar mense geluister het na die koortjies, waar die Here hulle aangedoen het. O, halleluja. Baie dankie, Here. Halleluja. U gebruik dit wat gering is, om groot en wonderlike dinge te doen. Dankie daarvoor in u wondernaam. En ons prys. O, halleluja. Glory to God. Baie dankie. O Gees van geloof en krag. Halleluja. Kom
soos op Pinksterdag. O Gees, daal in liefde neer. Halleluja, kom nou terwyl dat ons hier wag. Halleluja, o Heilige Gees, daal neer met vuur, val ons soos op Pinksterdag. O Gees, daal in liefde neer. Ja, kom nou terwyl ons hier wag. O Heilige Gees, halleluja, daal neer met vuur, vul ons soos op Pinksterdag. Is dit jou gebed? Kom ons sing dit weer. O Gees, daal in liefde neer. Kom nou terwyl ek hier wag. O Rabboni, halleluja, o Heilige Gees, daal neer met vuur. O, vir my soos op Pinksterdag. O halleluja, halleluja, o Gees, daal in liefde neer. O Rabboni, ja, kom nou terwyl ons hier wag. O Heilige Gees, daal neer met vuur, vul ons. O halleluja, soos op Pinksterdag. O prys die Here, halleluja, o Gees, daal in liefde neer. O kom nou terwyl ons hier wag. Halleluja, halleluja, o Heilige Gees, daal neer met vuur. Halleluja, o vul ons. Halleluja, vul ons soos op Pinksterdag. O Here Jesus, doen dit vir elkeen. Halleluja, o Here, vul elkeen. Ja, vul elkeen deur die Heilige Gees, soos op Pinksterdag. Halleluja, halleluja, in die naam van Jesus. Maak die saak waar een is nie. Die Gees is daar, halleluja, en ons prys die daarvoor in die goddelike naam. Prys die Here, prys die Here. Hy doen dit weer eenmaal. Here, baie dankie daarvoor. Ons prys die, halleluja. Prys die Here. Prys die Here. Ons wil dankie sê vir elkeen wat elke Sondag aan so saam met ons vergaders oor die Heilige Gees. En ons gebed is dat die Heilige Gees op jou sal neerdaal soos op Pinksterdag. Sing die koortjies maar. Dit bring uitdagings. Die Here seën die almal en ons weet hy doen dit tot verheerliking van sy groot naam. Amen en amen.